Ons skriflesing vanoggend, jy het reeds gesien, Lukas 18. My Bybel is reeds daar oop en die woorde sal op die bord verskyn. Gebed, nie om God te verander nie, maar om deur God verander te word. Dis 'n bietjie 'n ander uitgangspunt as die gewone een, hè? Hoe ons gewoonlik oor gebed dink, en ons gaan in 'n gelykenis van Jesus 'n baie mooi voorbeeld sien van hoe gebed behoort te lyk, of die gesindheid waarmee gebed moet plaasvind. Ons kan natuurlik nie die Bybel uitlees sonder dat ons die Here vra dat hy vir ons dit sal oopbreek. Kom ons doen dit nou weer. Here, ons Here, ons dien vir U. Ons lewens behoort aan U. Alles wat ons is, alles wat ons het, kom uit U hand uit. U hand wat in ons lewens is, in ons wêreld. U hand binne wie ons is. U hand wat ons toevou en omsluit van alle kante. U hand wat ons gemaak het. U hand wat ons rig elke dag van ons lewens. U hand wat hierdie pot roer van die wêreld, wat ons gereed maak vir die groot dag, dat daardie hande wat eens aan 'n kruis gespijker was, sal terugkeer, maar hierdie keer nie as 'n gewone dienskneg nie, nie in nederigheid nie, Here, maar in volheid, in die almag, en elke oog sal U sien, elke knie sal buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Here, ons wil nie wag tot daardie dag dat ons dit doen nie. Ons doen dit nou reeds met ons monde en ons harte en ons lewens. En as dit ons belydenis is dat U regeer oor ons lewens, dan moet ons vanoggend ons knieë kom buig. Eintlik soos Paulus, soos 'n dooie voor U kom neerslaan, in eerbied en afwagting vir wat U vir ons wil sê. U spreek tot ons, Here, deur die woord, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ja, en U verander ons. Waar ons uit die woord uit gaan lees, bid ons, spreek, Here. U diensknegte luister. Amen. Ek lees dan vanaf vers 1 van Lukas 18. 'n kort gelykenis, nie 'n baie lang gedeelte nie. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om te verduidelik, om duidelik te maak, dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter, wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het, doen reg aan my, in my saak teen my teeparty. 'n tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie, maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Nou, as humor in die Bybel, nee. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook. Maar sal die Seun van die mens met sy koms nog geloof op hierdie aarde vind, of op die aarde vind? Sal die Seun van die mens met sy koms nog geloof op die aarde vind? Hoekom bid ons? Wat probeer ons reg kry as ons bid? Dink sommer aan die eie gebedslewe. Ek dink elkeen van ons het ons eie unieke, dalk besonderse motiewe
Maar daar's 'n groot slaggat waarin ons elke keer trap, of dikwels trap, kom ek sê so. En daai slaggat is dat ons met ons gebed probeer om vir God in beweging te probeer bring op 'n manier. Ek het 'n behoefte en ek wil iets van God hê, ek verlang iets en ek bid sodat God by my behoeftes moet aansluit. En ek doen dit op so 'n manier dat ek as dit ware vir God wil probeer sag maak met my mooi gebed of my getroue gebed, totdat hy uiteindelik ingee en vir my doen wat ek wil hê hy moet doen, of vir my gee wat ek wil hê hy vir my moet gee. Dit is die slaggat. En so met die deurlees van ons teksgedeelte vanoggend, geliefdes, in die Bybel, lyk dit dan nou vir ons asof dit presies is wat die gelykenis sê. Want hier het ons aan die een kant hierdie geharde, disrespekvolle, onregverdige regter. Hy het nie eerbied vir God nie, sê Jesus, hy het nie eerbied vir 'n mens nie. Aan die ander kant sit ons met 'n nederige weduweetjie. Weduwees wat in daai tyd maar dikwels misgekyk is, wat eintlik uitgestoot is uit die samelewing, wat afhanklik was, bitter afhanklik. En ek weet nie hoeveel meriete daar in die weduwee se saak was nie, maar sy kom aanhoudend en gedurig en sy kla en sy kerm teenoor hierdie regter. Aanhoudende gekerm. En sy hou aan, en net om van haar ontslae te raak, gee die regter toe aan haar versoek. Nou kan 'n mens omdraai en sê, ja, sien, kyk hierso in die Bybel, dis wat die Bybel sê, Jesus kom sê dan nou presies vir ons hoe ons moet maak. Ons moet aanhou en aanhou bid en meer kere vir hom vra, amper half kom kla by God, aanhoudend, en as ons genoeg gekla het, dan gaan hy later so gefrustreerd wees dalk met ons of wat ook al, dat hy vir ons sal gee wat ons wil hê. Want dit saam, dis mos so 'n gelykenis van Jesus, kyk hierso. En daar het al mense dikwels hierdie teks so gewaninterpreteer. Want dit is baie maklik, ek moet toegee. Dit is maklik om die teks so te lees. Geliefdes, ons moet besef dat die Here God lankal, voordat ons enige behoefte het, of 'n versoek van hom het, of iets verlang van hom, dat hy lankal weet wat ons nodig het. Want hy ken ons deur en deur. Hy het ons gemaak. En nou, om die beeld verder te vat, is God 'n onregverdige regter? Allermins, ons kan hom ons nie vergelyk met die man in hierdie gelykenis van Jesus nie. Ons gebede is nie altyd tegnies korrek nie. En daar is miskien op die boekrak 'n boek of 2 of 3 of 4 oor gebed. En hoe dit moet plaasvind, en die woorde wat jy moet sê, of wanneer, en dan sien ons maar my gebedslewe is glad nie wat dit moet wees nie. En eintlik voel ek ook soos hierdie weduwee, as ek voor God kom, want ek weet hoe lyk my lewe. Ek weet wat gaan in my kop aan, somtyds. Ek weet wat se emosies ek koester. Ek weet wat ek ander mense genoem het, en hoe hulle te nagekom het agter hulle rug. En dan voel ek nie waardig om voor God te kom en te vra nie. Moet ek dan nou maar aanhou kerm? Is dit nie wat God van ons wil hê? En Jesus weet weer en hy weet hoe ons voel. En juist daarom kom Jesus en hy gee vir ons hierdie gelykenis. Hierdie gelykenis noem hulle 'n sogenaamde kontrasgelykenis. Dis 'n gelykenis wat eintlik 'n kontras stel, 'n antitese. Jesus sê eintlik vir ons, dis die teenoorgestelde van hierdie verhaal. So is God. God is nie 'n regverdige regter nie. Hy sê, want op aarde sal selfs 'n ongevoelige en
regter wat geen agting het vir mens of God nie, sal hy naderhand tog ingee. Hoeveel te meer, probeer Jesus eintlik sê, hoeveel meer sal God, wat regverdig is en liefdevol is en vir ons omgee, sal hy nie vinnig kom om ons te help nie. Glo u dat God u graag wil help? Vir jou graag wil gee wat jy nodig het? Want dit sou moeilik wees om 'n God te aanbid wat ek dalk wonder soms of hy regtig vir my wil help en vir my wil gee wat ek nodig het, vir my wil sorg. Maar dit is hy nie. Hy is die getroue God, hy is die Vader God. Onthou jy, so 'n paar maande gelede, ons reeks oor die Onse Vader? Ons Vader, leer Jesus bid, ons Vader. Matteus 6, ons Vader, gee vir ons wat ons nodig het. Voorsien soos wat net u kan. En dan sê hy, moenie soos die heidene bid nie. Moenie soos hulle maak nie. Moenie 'n klomp groot woorde kom gebruik en vir God probeer beïndruk daardeur nie. Hy wil nie daardeur beïndruk nie, hy's God. Jy kan maar strompel oor jou woorde. Jy kan maar hakkel. Jy kan maar soms die verkeerde terminologie gebruik in jou gebed. Daar is nie voor God 'n regte en 'n verkeerde manier van bid nie. Want hy ken ons harte. Hy weet wat gaan hier aan. Hy weet ons is soos daai weduwee, swak, nietig, eintlik niks werd nie. Ons weet dit ook. Ons kan nie vir hom beïndruk nie. Ons kan nie sy arm draai nie. Ek kom bid nie. Ons behoort nie te kom bid om God te verander nie, want God is onveranderlik. Ons gebede gaan nie vir God verander nie. Gebed het 'n uitwerking, ja, dit sê die Bybel wel. En die Bybel sê ons moet bid, en ons moet aanhoudend bid, en opreg bid. Maar die Vader in die hemel weet wat julle nodig het, nog lank voordat julle dit van hom vra, sê Jesus. Met ander woorde, die verhoring van ons gebede hang nie af van hoe mooi, of hoe lank ons bid nie, of hoe mooi ons woorde is nie. En kyk, party mense bid ons bitter mooi. Dis 'n gawe, glo ek. Waarvan hang die verhoring van ons gebede af? Dit hang af van God se liefde. En hy het ons lief. Om terug te kom na die aanvanklike vraag, hoekom bid ons dan? Ons bid dat ons kan agterkom wie is God. Dat ons nader aan hom kom. Dat ons hom beter kan leer ken, dit is hoekom ons bid. Ons bid om te besef en herinner te word keer op keer dat God ons Vader in die hemel is. Ons bid sodat ons kan besef hoe afhanklik is ons van hom vir alles. Nie net vir kos en klere en 'n dak oor die kop nie. Vir die volgende oomblik wat ek my asem kan intrek en weer uitblaas. As dit nie vir God was nie, het dit nie gebeur nie. Gebed help my om dit te besef. Ons bid sodat ons kan besef dat God oneindig groter is as enige iets wat ons kan verstaan of oor kan dink of droom. Groter as wat ek of jy ooit kon dink. Hy is die Alfa en die Omega en daarmee saam soveel meer. Hy is die groot ek is. Hy het ons oneindig lief. En broer en suster, ek bid, ek smeek Here dat u iets sal besef van sy liefde vir ons, vir jou. Maar dit sal jou verander. Maar Jesus sluit dan af met hierdie gelykenis, hierdie kontrasgelykenis. En dit laat voel my so 'n bietjie ongemaklik. Vers 8, die laaste versie daar wat ons gelees het, sê Jesus, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? Ek is doodseker, as ek vir enige iemand van u sou vra, of u sou vir my kom vra, het u al op die punt gekom, in die lewe, in sekere omstandighede, terwyl jy bid, voel maar, God is nou ver van my af. God hoor nie regtig wat ek vir hom sê nie. Dat jy die gevoel kry, ek dink ek moet dalk vir God op 'n manier wakker bid. Want Here, ek is dodelik siek en ek raak nie gesond nie.
Here, my kind se lewe is 'n gemors en ek weet nie hoe hy ooit weer of sy ooit weer daar gaan uitkom nie. Here, ek weet nie waar gaan ek die finansies vandaan kry om al my verantwoordelikhede na te kom in hierdie maand nie. En die skuld hoop op en op. Here, help. Here, ek kyk my oes op die land en ek sien hoe dit verdroog en dit reën nie. En ek bid en ek bid en ek bid. Maar so op 'n manier asof die probleem by God lê. Asof hy die een is wat koud is en ongevoelig is. En vers 8 sê vir ons, die gelykenis sê vir ons dat die fout nie by God lê nie. Waar lê die fout? Die fout lê hier by ons. Die probleem is nie God wat nie omgee nie. Die probleem is dat ons nie regtig omgee nie. Ons gee nie regtig om wat in die wêreld aangaan nie. Ons maak of ons doen. Ons hou die nuusberigte dop, maar eintlik voel ons maar bitter min vir die ander. Ons gee eintlik nie regtig om wat met ander mense gebeur nie. En sal die Here sy werk doen? Hy's God. Natuurlik sal hy dit doen. Daaroor hoef ons glad nie bekommerd te wees nie. So 'n gebedsingesteldheid dat weet God weet presies waarmee hy besig is. Ek hoef nie sy arm te kom draai nie. Ek hoef nie hom te verander deur my gebed nie. Maar wie moet verander? Gebed om verander my. Wat 'n soort geloof sal die Here in u vind die dag van sy wederkoms? Dis 'n baie belangrike vraag om vinnig te antwoord. Bid saam met my, asseblief. Here, hier is ek, net soos wat ek is. Ek weet die moeilikheid lê nie by u nie. Ek besef, die moeilikheid begin by my. Ek weet ek is die probleem. Ek besef nou dat ek nie kan bid vir 'n gelukkige huwelik, as ek nie ook bereid is om my nikke te los nie. Ek kan mos nie vir u om vergifnis vra vir my sondes, terwyl ek tot in lengte van daad wrokke in my hart koester teenoor ander mense nie. Ek kan nie bid vir 'n gespaarde, lang, gesonde lewe, as ek my liggaam vernietig en ek bestuur soos 'n maniak nie. Ek weet nou, Here, dat daar so baie dinge is wat ek moet doen, en u weet dit ook. U weet hoe min lus ek daarvoor het. U weet ek dat ek die dinge nie gaan doen as u my nie help nie, as u nie self my in beweging gaan bring om dit te doen, en daarom, Here, bid ons, hier is ons arm, hier is my arm, draai dit, Here, ja, draai dit, tot dit seer maak, en dwing my om u wil te doen. Verander my, Here, vergewe my dat ek soms vir u wil verander in my gebed, en maak my bereid om u werk hier op aarde te doen. Amen. Ek wil graag afsluit met 2 aanhalings. Bekende teoloogskrywer Etienne Soren Kierkegaard het gesê, gebed verander nie vir God nie, dit verander die bidder. En Corrie ten Boom, jy kan van die haar goed gaan lees, wat deur die Tweede Wêreldoorlog gegaan het, verskriklike goed gesien en beleef het, wat haar geloof moes versoen met wat mense aan mekaar doen. En sy sê, moet jou nie verbeel dat gebed 'n geleentheid is om 'n lys instruksies aan God te gee nie. Gebed is eerder 'n geleentheid om aan te meld vir diens. Geliefdes, gemeente, kom ons tree, dis nou 1 Februarie, die eerste maand is al verby, maar dit is nog die begin van die jaar, en hoe sê hulle vandag, is die eerste dag van die res van jou lewe, nooit te laat nie, kom tree aan vir diens, en fokus jouself, jou gebede, jou alles op God, en gebruik elke geleentheid tot sy eer. Mag jy in hierdie week regtig hierdie geleenthede gegeen word, en mag jy daai geleenthede raak sien, en deur die Heilige Gees die geleenthede aangryp om die Here te dien. Amen.